Liewe kykers, dankie dat jy by ons inskakel op ons program Godsdienst en die Koerante. Dit is die koerante wat oorgebly het na die sluiting van baie Afrikaanse koerante. En ons saai uit op die TV-stasie Homebase TV vanuit die Kaap. Ek kan dit kry deur middel van streaming op die nuwe website van Homebase TV. Tik dit in daar, homebasetv.org. En dan sal jy oopmaak en jy kan al die 24 uur programme kyk daar dag en nag as jy nie kan slaap, dis 'n goeie iets om daar te kyk. Of jy kan kry in middel van decodeerder ensovoorts daar. Nou jy, by my weer eens het ons Homebase slim tegniese man daar. Ons probeer maar te wees, oom. Wat het jy nou daar om mee te begin vandag? Hier, interessante een, oom. Ja? Musk word wêreld se eerste triljoenêr. Hy word 'n wat? 'n triljoenêr. 'n triljoenêr. Nou wat is 'n triljoenêr? Dit is skrikwekkend. Ek bedoel, ek het nou een keer my broer het 'n seminaar aangebied waar hy gewys het wat is 'n biljoen. Ja. En 'n biljoen is 1000 miljoen. Ja. Jy kan dit amper nie indink nie. Ja. En 'n miljoen is geweldig baie, maar 1000 miljoen. Nou 'n triljoen is 1000 biljoen. Dis nie dubbeld 'n biljoen nie. Dit is 1000 maal. Dit is so groot, ons kan dit nie eintlik. Ons kan dit nie indink nie. Verskriklik. Hy het nou soveel, en dis dollars. Ja. Nie rande nie. Nou dit sê hierso, Elon Musk het gister die wêreld se eerste triljoenêr geword toe sy maatskappy SpaceX op die Nasdaq in New York genoteer is. SpaceX se aandele het op $150 begin handel dryf kort voor 12 uur die middag en vinnig tot $160 gespring. Die maatskappy het 75 miljard gekry in 'n nuwe rekord vir 'n aanvanklike openbare aanbod. En die vorige rekord deur Saudi Aramco, oliereus van Saudi-Arabië, wat in 2019 op 25,6 miljard geopen het, laat spat, berig die BBC. Musk beheer meer as 80% van die ruimte-eksplorasiemaatskappy wat 4 pyle en infrastruktuur bou wat deur die Amerikaanse ruimteagentskap NASA gebruik word. SpaceX besit ook ander Musk ondernemings soos die kunsmatige intelligensiemaatskappy xAI en die internetdiens Starlink. Baie van Musk se nettowaarde is vas in SpaceX aandele, wat beteken dat sy status as triljoenêr geraak kan word as SpaceX se aandele drasties val. Net so sal sy nettowaarde styg as die SpaceX aandele voortgaan om te styg. Baie interessant, né? En dan eindig het af en sê so, Musk was nie self daar nie, maar het van Starbase in Texas gepraat. Ek het SpaceX 10% kans gegee om hoegenaamd sukses te behaal. 10% kans. Soos hy het 'n waagstuk geneem daar nie, maar 'n berekende waagstuk en dit was suksesvol. Natuurlik het baie mense gehad, mense uitgesoek om te help. Ja. Suid-Afrikaners wat daar werk en sovoorts onder andere. Hy besit 82% stemreg in die maatskappy, baie meer as wat hy by Tesla gehad het. En as jy gaan kyk, deur sy hele lewe het hy baie keer gewaag. Ja. Baie keer mense gedink hy's mal vir die goed wat hy doen. En ek dink seker maar as gevolg daarvan dat hy is waar hy is vandag. En hy is 'n Suid-Afrikaner, hy het die groot geword en eers na skool so toe gegaan, hè. Ja. Eintlik moet ons bedom bietjie gaan vriende maak. Ek dink so, oom. Want ek dink julle kan seker doen met 'n biljoen of al is dit 'n miljoen is ook. Ja, hy moet net vir ons so 0,1% van daai triljoen gee, dan Ja. dink ek dan kon ons baie gedoen kry. En hy sal nie eens voel nie. Ek wil vir kykers sê, jy moet kyk daar op die nuwe webwerf. Daar is die bankrekening van Homebase waar die Homebase kan ondersteun. Ons trek 'n bietjie noustrop op die oomblik en 'n donasie sal baie waardeer word. Ons sê dankie vir al die mense wat gereeld elke maand 'n bydrae maak, R70 of wat, al daai klein bydraes van al die pensionarisse word geweldig baie waardeer, maar die pensionarisse hulle sterf uit. Ja, en dit kry ook swaar, maar dit is wat die verskil maak. Ons waardeer dit baie. Soos asseblief as u iets het om te steun, ons sal dit baie waardeer. Ai. Jong, nou ja, hier sal ek nou weer 'n interessante ander brug. En hierdie, jou net so teen die stroom gegaan, hierdie snaakse brug gehad, hierdie gaan ook teen die stroom, het sê, Sekunjala
confirms launch of new newspaper, The National. So hier is nou 'n koerant wat begin word, baie koerante maak toe. Afrikaanse koerante spesialiseer daarom toe te maak. Ai nee. Hier is nou 'n National, het sê so, the Sekunjala Group has officially confirmed its plans to launch The National, a brand new national newspaper brand backed by strategic partners based in both the US and Europe. Ek hoop hulle weet wat hulle doen. Dan gaan aan sê, a vision for sustainable journalism. Our vision is to establish a leading national media platform built on quality journalism, editorial excellence, and commercial sustainability, Jacob said. He emphasized that the rollout of The National is strictly guided by sound commercial principles and a deep-seated commitment to engineering a financially viable and sustainable future for independent reporting. The group noted that the impending launch has already stirred immense interest across the local media industry and beyond. Dan sê, end of independent media licensing agreement. Addressing ongoing corporate transitions, Jacobs confirmed that the historical licensing agreement allowing independent media to operate Sekunjala-owned mastheads has officially concluded. Nou ek verstaan nie eintlik baie mooi wat hulle daarby bedoel, want Cape August, Cape Times, Weekend August, al die koerante is onder hulle beheer. Nou wat gaan hulle doen met hierdie koerant? En gaan hierdie koerant wees 'n naweek koerant, 'n dag koerant? Hulle sê dit nie. Ek dink dit gaan maar seker weekliks uitkom. Dink jy wanneer kom? Ek het eintlik geen idee nie. Hulle het baie dagkoerante. Jy weet, lyk my hulle is baie optimisties, ek weet nie. Dan sê backlash over orchestrated campaigns. The CEO also took aim at the rival media houses for dedicating what he called a disproportionate attention to Sekunjala's internal business affairs. Ja, want hierdie Sekunjala het 'n klomp geld gekry by die staatsdienspensioenfonds en hy het hierdie koerante uitgekoop, Weekend August, Cape Times ensovoorts en hy het by van die vakbonde geld geleen of gekry. Daar was groot issues wat ons nou nie sal ingaan nie. Ons het al vooral verwys, maar lyk my wil daarop wegkom soos ek. Dis nie mooi duidelik wat hulle doen nie. Daar's 'n foto van 'n groot drukpers. Al die koerante daar, soos dit is nou gedrukte en nog 'n nuwe karakter Engelse koerant. Ek wens van Afrikaanse mense al 'n bietjie wakker skrik en kyk daarna. Wat gaan nou voort hierso? Sekunjala signals new era for media investments as funding focus shifts. Sekunjala Group has announced a major strategic shift in its media investments, unveiling plans for significant digital expansion, while signaling the end of long-term financial support for loss-making operations within independent media. Jy sien, kyk daar, ending support. Wat beteken daar ending support? Gaan ander koerante toemaak of wat beteken dit? Ja, hulle is nie baie spesifiek nie. Nee, hulle is bevaag. Jacobs confirmed that Independent Online, AOL, has secured substantial funding from European and American partners to accelerate its digital growth strategy. The investment, he said, is expected to expand AOL's national footprint and create hundreds of jobs in journalism, content production, and digital media. Jacobs also revealed plans to launch a new national newspaper, The National, wat ons nou net gesien het, né? The partnership with strategic investors, the publication aims to establish itself among leading international news brands. Our ambition is to build a world-class publication comparable to titles such as the New York Times, the Washington Post, and the Guardian, Jacobs said. Ja, dit is groot. Ook net dat daar is baie bekende groot gevestigde koerante wil nou 'n soortgelyk maak daar in hierdie tydperk wanneer die ander koerante toemaak. Wow, ons maar kyk wat gebeur daar. Independent media has also been informed that it can no longer rely on continued shareholder funding from Sekunjala Group. According to Jacob, Sekunjala leadership has adopted a more commercially driven investment approach. Jacob said that while several partners contributed to the acquisition of independent newspapers from its Irish owners in 2013, Sekunjala had since carried most of the financial burden, investing more than 2 billion rand into the business, excluding interests and related costs. He added that the group recently injected a further 20 million rand despite ending long-term support for operational losses.
So sommer moet wag en kyk as ons spesifieke kan kry uit hulle uit. Ja, wat is die Wat gaan implikasie eintlik daarvan presies wat gebeur? hulle sê? Wat is die implikasie? Ja. Nou ja. Nou, hier is nou 'n koerant wat ek nog nie eintlik gekoop het nie, want ek sien dit nie, ek het hierdie gekry daar by Checkers toevallig, maar grootlikse Transvaalse koerant Sunday World. Ken jy die Sunday World? Ek het al gehoor man, dis die eerste keer dat ek hom sien oom. Sien. Ja. Sien is glo, soos jy sien jy nou, ek het nou 'n letterlike koerant in my hand. Daar's natuurlik Sunday Times wat baie bekend is. Sunday World. En ander Sondagkoerant het ook al bietjie gevou, maar dit was onder die Afrikaanse koerante mark wat 'n Engelse koerante gehad het daar. Soos hierso is nou ene, ek kon niks godsdienstig hierin kry nie. Die naaste was nou met die Israel en die Gaza, en hier is Cape Union Mart picking defendants on optics. Company and chairman oppose claims that it is backing Gaza killings. En nou praat hulle hierso van dat 'n klomp betogers, van hierdie verskillende pro-Palestynse groeperinge wat daar aanhoudend betoog voor Cape Union Mart, want dit word beheer deur Jode, en nou sê hulle, ja, hulle ondersteun killing of children ensovoorts. Kan nie dit glo. Ja, jy kan dit glo, né? En nou maak hierdie Cape Union Mart, Cape Union Mart 'n regsaksie teen hulle, en hulle sê the company says it is seeking a narrowly defined interdict against continuing defamation and other unlawful conduct. It says the relief is aimed at stopping the false claim that Cape Union Mart, its brands or coverts, of funding genocide or military conflicts in Gaza in any way, or that they are killing children or are complicit in the killing of children. Hier sien hulle natuurlik Jode, en baie van ons landsindustrie is begin deur Jode, baie goeie ondernemingsgees daarso, en dit word bedryf deur hulle. Ek ken hulle al lankal al, van hulle eerste winkel hierso in die Kaap, onthou ek baie goed, ek het baie daar omgegaan, ek nog 'n student was, toe ek hulle begin uitbrei en meer en meer geword daar, maar daar is niks pro-Israel of niks anti-Palestyn daarso, nie, is net hulle maak hulle eie goedere ook, hulle verkoop miskien ingevoerde goedere van Israel, wat ook al, maar nou wys jy, ek verstaan nie hierdie anti-Joodse haat, wat baie mense daar het nie. Ek dink maar net, baie mense het nie genoeg werk nie, oom. Ek dink, want as jy werk het om te doen, het jy nie tyd vir strooi soos dit nie. Jy het nie tyd om te gaan betoog, Hierso het ons nou 'n ander een, wat eintlik nogal skrikwekkend is. Dit sê so voormalige radioman skuldig bevind aan haatspraak teenoor LGBTQIA+ groepe. Dit sê so Ngwize Majunu, voormalige radioaanbieder wat onlangs betrokke was by optogte teen immigrante, is gister in die Hooggeregshof in Johannesburg skuldig bevind aan haatspraak teen die LGBTQ+ gemeenskap. Die hof bevel hou verband met 'n reeks video's en strooi biljet wat hy tussen 30 September en 6 Oktober 2025 gepubliseer het. Die hof het bevind die inhoud het haatspraak bevat, was diskriminerend en kom neer op tuistering, lydens 'n verklaring wat die Menseregtekommissie gistermiddag uitgereik het. Die MRK het Mshunu saam met die organisasies Transhope en die Hate Crimes Working Group aangekla. Die MRK sê hy het voor die hof geding, Mshunu genader om beskikking buite die hof te probeer bereik. Die MRK het beveel dat Mshunu duidelik ophou om inhoud te publiseer wat diskriminerend is of haatspraak teen die LGBTQ gemeenskap behels. Die kommissie het ook vereis dat hy inhoud wat reeds geplaas is verwyder en openbare verskoning uittrek. Volgens die MRK het Mshunu egter geweier, aangesien hy by sy opmerking staan. Die saak is hier aan die hof verder geneem. Mshunu mag lydens die uitspraak gister geen diskriminerende inhoud teenoor die LGBTQ gemeenskap plaas nie. Hy mag nie optogte organiseer of deelneem aan optogte wat diskriminasie teen die LGBTQ gemeenskap bevorder nie, en hy moet openbare verskoning op sy Facebookblad plaas en dit vir 3 maande bo aan sy blad plaas. Kan jy dit glo?
Schuene is verder beveel om R250.000 te betaal aan organisasies wat gelykheid bevorder en met 20 uur se opleiding ondergaan. Hy is verantwoordelik vir die regskoste. Die Hate Crimes Working Group het die hofbevel verwelkom. Nou hierdie is baie skrikwekkend, want ons lees nou hierso en nêrens noem hulle wat hy geplaas het nie. So dis baie vaag. Amper soos die vorige berigte wat ons ook deurgegaan het. Dis alles, jy weet, ek is amper ek nou dag met iemand ook gesels. Ek is moeg vir briewe en berigte wat nie spesifiek is nie, want hulle gee altyd vir jou hierdie oorsig oor iets, maar hulle gee nie vir jou spesifiek en nou weet jy nie wat om te glo nie. Want is hy skuldig? Het hy werklik haatspraak teenoor hulle uitgespreek? Want wat is haatspraak? Verstaan het hulle gesê, ja, jy weet, daai mense, weet... Het hy Bybelverse skwoteer, of wat verstaan, was dit 'n Bybelvers, of ons het geen klou nie, want ek weet van nou, dis nou onlangs, is daar, ons het mos so 'n paar jaar terug, was mos daai rugby-speler in Australië, wat deur dieselfde gegaan het, omdat hy net 'n Bybelteksvers geplaas het, né? Ja. En hy het sy werk verloor as gevolg daarvan. En nou onlangs, ek weet 'n paar weke terug, was daar nog 'n sport persoon wat ook 'n Bybelteksvers geplaas het en hy deur dieselfde nou gegaan. Ja. So, maar hulle gee nie vir jou informasie, hulle is nie baie spesifiek nie. Maar die baie erg ding is R250.000. Baie min mense sit met R250.000 op en die ander party al hofkoste. Dis nou die MRK. Nee, soos mense moet baie pas op vir die MRK, Menseregte Kommissie. Almal het regte behalwe die mense wat besorg is oor LGBT-regte. Soos ons laas keer gesê het, hulle moet hulle naam verander na SMRK, Sekere Menseregte Kommissie, want hulle is definitief nie alle Menseregte Kommissie nie. Hierdie is baie skrikwekkend, so ons verwag maar kyk wat voor lê vir ons ook. Wat interessant is dat ons en Afrika loop verskillende paaie met hierdie LGBTQ. Hier is nou 'n berig, West Africa's anti-LGBTQ crackdown deepens. A string of West African countries have outlawed same-sex relations in recent months, further eroding LGBTQ rights on a continent where they were already under attack. Of Africa's 54 countries, only about 20 do not currently criminalize same-sex relations. Here is a look at the wave of anti-LGBTQ sentiments sweeping the continent and some of the forces driving it, from politicians playing to their homophobic base to the geopolitics of rejecting supposedly Western values. Uganda set the tone in 2023, adopting one of the world's harshest anti-LGBTQ laws, including the death penalty for aggravated homosexuality. Various countries have recently followed suit. In September 2025, Burkina Faso criminalized same-sex relations with prison terms of up to 5 years. In February, neighboring Niger did the same, adopting a new penal code with harsh sentences, including jail terms of up to 20 years for same-sex marriage. In March, Senegal adopted a law doubling sentences for same-sex relations from 5 to 10 years. And in May, Ghana's parliament passed a bill imposing prison terms of up to 3 years for same-sex relations or up to 5 years for promoting them. Dan gaan hy verder aan en sê, religion also plays a role. In countries with large Muslim or Christian majorities where conservative values hold sway. And funding from the US, conservative groups may have helped precipitate Senegal's law, added Kane. He linked the laws to mounting anti-Western sentiment, seen, for example, in France's strained ties with its former West African colonies, particularly the military juntas that have seized power in recent years in Burkina Faso, Mali en Niger. Soos meeste van Afrika is promoveer glad nie LGBTQ nie. Ja, daar gaan die tronk toe, as jy deel is van die LGBTQ, hier gaan die tronk toe, as jy iets sê teen hulle. Hier het ons nou weer die MRK, en is die DA klaar amptelik by MRK oor tienerswangerskap. Ja. En ons weet, dit is 'n groot probleem in ons land.
Die DA sal nie toelaat dat die regering en owerhede op hulle hande sit terwyl meer as 120.000 jong meisies weens verkrachting geboorte gee nie. So het Angel Kandele, DA-LP en DA-woordvoerder oor vroue, die jeug en mense met gestremdhede gister met die indien van 'n formele klag by die Menseregte Kommissie gesê. Volgens Kanyele sal die DA veg om te verseker dat elke regeringsdepartement sy werk doen, die wet gehandhaaf word en die kinders van die land beskerm word. Meer as 3200 sake van statueure verkrachting is die afgelope 5 jaar by die polisie aangemeld, maar slegs 14% van die sake het tot skuldopbevindings gelei. Nou, hierdie is baie skrikwekkend, want ek ken iemand wat gewerk het by die polisie, Ja. in die omgewing waar ons hierso is, ek gaan nou nie name noem nie, en wat letterlik die hele tyd gehoor het, dan kom daar vrouens en meisies in, om nou 'n klag te lê, Ja. nee? En dan word daar vir hulle gesê, dit help nie, jy doen dit nie, want daar gaan niks van kom nie. Ja. So hulle word letterlik weggewys deur die polisie, want die polisie is nie lus om deur die moeite te gaan om jy weet, papierwerk te doen en dan die ondersoeke en so dan sê hulle oor die dag gaan niks reg gebeur en dan wys hulle maar net die persoon weg. En hy sê hy kon dit nie vat nie. Hy het hom so getraumatiseer. Ja, dit is iets vreesliks. Hy sê die DA se dossier bevat reeks skokkende mislukkings van staatsrolspelers om verkrachters van kinders oor Suid-Afrika heen aan te kla en uiteindelik strafregtelik te vervolg. Wanneer 'n meisie onder die ouderdom van 16 swanger word en haar aanmeld by 'n geneesheer, 'n maatskaplike werker of 'n polisiebeampte, is dit dikwels 'n bewys van 'n ernstige misdryf soos statueure verkrachting volgens Kanyele. Die DA eis van die MRK se volgende stappe: ondersoek die sistemiese mislukkings oor alle verantwoordelike staatsdepartemente heen. Verklaar die voortdurende verwaarlosing deur die departemente as ongrondwetlik en gee opdrag vir 'n onmiddellike data-nasporingsraamwerk oor regeringsdepartemente heen. En dwing dringende aanspreeklikheidsmeganismes af vir amptenare wat versuim om op te tree. Nou hierdie is baie belangrik. Ja. So ons hoop dat die MRK net so ernstig sal optree hierso, soos wat hulle nou daar optree, teen 'n persoon wat 'n post op Facebook geplaas het, en dat hulle hierdie ernstig sal opneem. Want daardie statutêre verkrachtings is kriminele saak. Ja, en dit moet gehanteer word, en seker gemaak word dat dit nooit weer gebeur nie. Maar dit is eintlik die polisie doen glad nie hulle werk nie. Nee. Dis outomaties 'n kriminele saak. Ja. Ai, tragies. Nou gaan ons na 'n heel ander onderwerp. Ons kyk weer hierso na die NG Kerk en hierso is ons ou vriend Johannes de Villiers hier van Eversdal, net hier langs ons, en hy skryf hier aan rapport. Die opskrif is baie duidelik, dit sê NG Kerk kan nie meer in onduidelikheid leef. En Johannes skryf soos volg, hy sê, die huidige gesprek binne die NG Kerk gaan oor meer as verskillende standpunte. Dit gaan oor duidelikheid. Dit gaan oor vertroue. Dit gaan oor die vraag of lidmate, kerkrade en leraars werklik verstaan wat tans in die kerk gebeur. Daar word terecht verwys na die notules van die 2 buitengewone sittings van die Vrystaatse Synode. Daarin word Christus bely as hoof van die kerk. Sy versoeningswerk bevestig, die credo beaam en trou aan die gereformeerde belydensskrifte herhaal. Dit is belangrike uitsprake wat die hart van ons gereformeerde identiteit raak. Juist daarom ontstaan daar egter 'n verdere vraag. Hoe word hierdie belydenis in die praktyk sigbaar? Die vraag is nie bloot wat in verklaring gesê word nie. Die vraag is hoe huidige kerklike prosesse verstaan moet word deur die gemeentes wat daardeur geraak word. Dit bring ons by 'n vraag wat al hoe meer lidmate stel. Waar bevind die Algemene Synode, die Vrystaatse Synode en hul onderskeie moderamens hulle tans op die Matteus 18 pad? Is die huidige hantering van verskille blootgesprek en ondersoek? Is dit 'n pastorale proses van onderlinge opsig, aanspreek en herstel? Of beweeg dit reeds in sekere gevalle na formele kerkregtelike beoordeling met moontlike tug-implikasies? Hierdie onderskeid is nie bloot tegnies nie, dit raak die lewe van gemeentes.
Dit raak die verhouding tussen kerkvergaderings en lidmate. Dit raak die vraag na vertroue. Wanneer die aard van 'n proses nie duidelik gekommunikeer word nie, vul mense die leemtes met hulle eie interpretasies. Dan ontstaan onsekerheid. Dan groei wantroue. Dan word selfs goedbedoelende optrede deur verskillende groepe verskillend verstaan. Ja, wantroue sal groei, onsekerheid sal toeneem, ensovoorts. Dan gaan Johannes aan en sê, Matteus 18 bied nie 'n vraag-raamwerk nie. Ons Here gee 'n duidelike pad, persoonlike aanspreek, die betrokkenheid van getuies en uiteindelik die breër onderskeiding van die geloofsgemeenskap. Die doel daarvan is herstel. Die doel is nie om mense uit te stoot nie, maar om broers en susters te wen. Nou as ons kyk, dan is dit eintlik maar om skrifgetroue dominees uit te stoot en uit die pad te kry. Natuurlik, hulle affekteer die kerkeraad en gemeentes ook, want hulle word net so uitgestoot daar in sekere gevalle. Dan gaan aan en sê, daarom behoort die kerk vandag helder te kommunikeer waar enige proses binne hierdie raamwerk verstaan moet word. Indien dit ondersoek en gesprek is, sê dit duidelik. Indien dit pastorale opsig is, sê dit duidelik. Indien dit formele tug is, sê dit duidelik. 'n tweede vraag leef in baie gemeentes, die vraag na gewete en ruimte. Baie gelowiges vra nie vir spesiale behandeling nie. Hulle vra of daar steeds ruimte bestaan vir gemeentes en leraars wat oortuig is dat hulle by die historiese verstaan van skrif en belydenis wil bly. In hierdie verband word artikel 37 dikwels genoem as deel van 'n groter gesprek oor kerkorde en kerklike ruimte. Hier is eerlike antwoorde nodig. Bestaan daardie ruimte? Indien wel, hoe word dit beskerm? Indien nie, behoort dit ook eerlik gesê te word. Want ware eenheid word nie gebou op onsekerheid nie, dit word gebou op waarheid. Baie belangrike punt. Ja, Jesus bid in Johannes 17, U woord is die waarheid. Die vraag wat baie lidmate vandag stel is, dis nie 'n aanval op die kerk nie. Dit is 'n vraag uit liefde vir die kerk. Wat is die proses? Waar staan ons? Waarin beweeg ons? En hoe word die woord van God, die kerkorde en die gewete van gelowiges in hierdie proses geëer? Die NG Kerk het nie nog vaartaal nodig nie. Ons het nou gepraat van deesdae, dit is asof die inding is, nee? vaartaal, algemene taal, ja, nee. Eintlik die Bybel is baie spesifiek. En Jesus is baie spesifiek met baie dinge daar. Sy het helderheid nodig. Helderheid oor proses, helderheid oor bedoeling, helderheid oor opsig, helderheid oor tug, helderheid oor die ruimte wat daar bestaan, al dan nie. En veral helderheid oor ruimte, of nie. Hoe ruim kan jy raak, of hoe min ruim moet jy wees? Want vaagheid bewaar nie eenheid nie. Dit stel bloot die dag van rekenskap uit. Christus self het gesê, laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee. Waar die kerk weer leer om so te praat, sal sy moontlik ook weer ontdek hoe om mekaar reg te hoor. Tjoe. Ja, soos hy maak 'n versoek vir, laat hulle in Matteus 18 pad stap, en nie net hofsaak na hofsaak nie. Baie dankie Johannes, vir jou mooi, belangrike skrywe daar. Dit is nou 'n antwoord daarop. Ja? Waar is die eenheid waarmee Vrystaatse Synode so spog? En dit is geskryf deur Henrietta Claassen. Sy sê hierso, Johannes de Villiers vra tereg. Waar bevind die Algemene Synode, die Vrystaatse Synode en al onderskeie moderamens hulle tans op die Matteus 18 pad? Ek sou ook graag die antwoord hierop wou hoor, na aanleiding van beweringe deur Dominee Christo Weideman, die nuwe voorsitter van die moderamen van die Vrystaatse Synode. Dominee Weideman sê dat daar nie 'n skering in die synode is nie. Daar is nie 'n faksie in die synode wat veg vir iets anders nie. Volgens hom word die Vrystaatse teologiese kategoriale ring, 7 gemeentes, leidens in Netwerk 24 berig, nie meer as 'n opponerende faksie binne die synode beskou nie. Volgens sy waarneming is daar na die sitting nie meer sprake van 'n julle en ons verdeling nie, maar eerder 'n harmonieuse integrasie van die behoudende gemeentes.
Tog word daar verder berig dat die teologiese kategoriale ring 'n proses van losmaking versoek het vir gemeentes wat nie langer kans sien om deel van die verband te wees nie, wat volgens berig wel op die volgende algemene synode bespreek sal word. Is daar bewyse dat die Bybelse Matteus 18 pad geloop is? Hiervolgens moet daar 'n proses wees, waar gelowiges konflik privaat aanspreek, getuies betrek word en uiteindelik hele gemeentes geraadpleeg word voordat besluite geneem word. Baie belangrike punt. En het word nie gedoen nie. Is dit nie 'n geval van daar is geen verdeling nie, geen skering in sig nie, solank niemand te diep kyk nie? Met alles so oorvee, mense uitvee, die dolene dominees moet uitgevee word, en die gemeentes ook, en lê beslag op die kerkgebou ensovoorts. Ja, tragies. Nou, hier is 'n skrywe, en eintlik daar Henriette het op 2 briewe geantwoord. Sy het geantwoord op daardie ene van Johannes, en ook op hierdie berig van Marita Herselman, wat in Netwerk 408 verskyn het. En die opskrif van hierdie skrywe van Marita is geen faksies in Vrystaat Synode, sê nuwe moderator, en dit het Henriette daarna verwys. Nou skryf Marita, sy sê, die pas afgelope synodesitting van die NG Kerk Vrystaat die bewys daar is nie faksies binne die synode nie. So sê Dominee Christo Weileman, nuwe voorsitter van die NG Kerk Vrystaat se moderamen. Daar is nie 'n skeuring aan die synode nie, en daar is nie 'n faksie in die synode wat veg vir iets anders nie. Ons is hier om mekaar vas te hou, en ons is hier om mekaar te omhels, mekaar te dra, vashou en omhels, ten spyte van groot verskille. En dit gebeur nie so maklik as jy daardie verskille daar is geskep het nie. Volgens Weileman het synodegangers aan hom gesê, dit was werklik 'n rustige en ongelooflik vervullende bymekaarkoms. Die Vrystaatse synodesitting is van Sondag tot Woensdag op Nampo Park buite Botawil gehou. Weileman volg Dominee Jan Libbe op, wat steeds die voorsitter van die Algemene Synode se moderamen is. Die nuwe moderator is die afgelope 14 jaar predikant by die NG Kerk Kroonheuwel Noord in Kroonstad, en was voorheen vir 18 jaar aan die NG Kerk van die Bylpark Noord verbonde. Hy was die pas afgelope termyn die Vrystaatse moderamen se actuarius. Weileman is nog die ondervoorsitter van die Algemene Synode AS se Algemene Taakspan Regte, dis die ATR, en dagbestuurslid van die Algemene Taakspan Predikante, dis die ATP. Weileman sê dit het al dikwels op vorige synodesittings gebeur, dat daar deurgaans oor kwessies gestoei word. Dat het vir jou voel, jy kom nêrens, met 2 kampe wat die hele tyd teenoor mekaar staan. Dit was geensins, maar geensins die geval hierdie keer nie. Die teologies kategoriale ring van die Vrystaat, 'n groepering van behoudende gemeentes wat nie saamstem met die Algemene Synode stem nie, is voor vele beskou as 'n groep wat teenoor die res van die synode bly staan, sê hy. Na hierdie synodebesitting het ek agtergekom, niemand dink eintlik meer so daaroor nie. Hulle is volledig deel van die synode. Daar is nie 'n julle en 'n ons nie. Behoudenis in die Vrystaat en elders in die land vra al lank vir 'n tuiste buite die Algemene Synode, omdat hulle al nie met die besluite van die synode kan vereenselwig nie. Hulle verskil van die wyse waarop die Algemene Synode die Bybel interpreteer. Intensiewe gesprekke oor die verbintenis van die Vrystaatse Synode met die Algemene Synode het die afgelope jare plaasgevind, met die streeksynode wat al herhaaldelik besluit het om nie uit die synodale verband te tree nie. Die synode het nou weer besluit om nie bande met die Algemene Synode te verbreek nie, en ook nie in 2 streeksynodes te verdeel, sodat een wel die verband kan tree nie. Die oorgrootste meerderheid van die afgevaardiges het so gestem. Dit volg op die teologiese kategoriale ring, wat in Junie 2025 gestig is, en tot 7 gemeentes gegroei het, wat gevra het dat die synode weer op die afgelope sitting daaroor besluit. Wat deurslaggewend was, is die synode se besluit om 'n kommissie saam te stel, om 'n beskrywingspunt vir volgende jaar se Algemene Synode sitting voor te berei, waarin die Algemene Synode versoek sal word om 'n kerkordelike wysiging aan te bring, sodat gemeentes op 'n kerkordelike wyse uit die verband kan tree.
Die synode het eensstemmigheid oor die besluit gehad, sê Weideman. Dit is tans 'n komplekse proses in die gemeenereg wanneer individuele gemeentes uit die verband wil tree. Die besluit volg op versoek van die teologies-kategoriale ring om 'n proses van losmaking goed te keur vir gemeentes wat nie meer langer kans sien om deel van die verband te wees nie. Ons het mekaar regtig gevind in die opsig dat ons nie gaan skeer nie. Ons gaan nie breek of verdeel nie. Ons gaan 'n eenheid bly. Sy visie is dat die Vrystaatse Synode haar sal beywer om 'n gees van eensgesindheid te leef. Nou, dit klink goed. Ja, maar dan gaan hy aan en sê, eensgesindheid is iets anders as eendersheid. Ons mag van mekaar verskil. Ja, maar as jy baie verskil, wat help dit? Waar lê jou eenheid? Jou eenheid kan nie lê in verskille nie. Ons kan alles dink, alles doen, maar dit hoef nie die eenheid te verskeur of seer te maak nie. Jy sien, hier is die ding, né? Ons het so, dis nou amper 'n jaar, né? Dat die tyd vlieg so vinnig toe Charlie Kirk doodgeskiet was. Ja. En ek het sy laaste potgooi, as ek dit nou reg het, wat hy gedoen het. En die persoon vir hom 'n baie spesifieke vraag gevra, het gevra, wat moet jy doen, of soos in, watse raad sal jy gee as jy nou, weet, in 'n verhouding gaan wees en of 'n man moet kies of 'n vrou moet kies of jy is 'n lewensman. En hy het 'n paar dinge daar genoem. Dis 'n paar dinge wat hy genoem het was spesifiek, dis belangrik dat jy seker maak dat jy dieselfde waardes het. Absoluut. So ek en my vrou verskil. So sy hou van, as sy sê maar sy wil die kombuis 'n spesifieke kleur verf, gaan ons 'n verskille hê daaroor. Want ek gaan dink nee, maar blou is ek hou van blou. Sy gaan dink nee, blou is nie die regte kleur vir die kombuis nie. So ons mag verskil en is wonderlik, né? So daar is diversiteit, as jy dit nou so kan noem, in daardie manier, maar wanneer dit kom met dit wat belangrik is, met waardes en dit wat ons glo as Christene, ons kan nie daarin verskil nie. Nee, want dit is die fondasie. So as jy in 'n huwelik is en jy nie dieselfde waardes het nie, daar kan nie eenheid wees nie. So nou kom hulle en sê, nee, maar ons kan maar verskil. Ons kan anders dink en anders doen. Waardes, dis 'n groot probleem. Daar kan nie eenheid dan wees nie. Nee, daar sal nie. Dan gaan hy aan en sê, sy visie vir die NG Kerk in die Vrystaat is om dit wat belangrik is, te prioritiseer en nie toe te laat dat deur kwessies op die kantlyn oorheers word nie. Dat ons eerder sal streef om dit wat die Here van sy kerk vra, te prioritiseer. Ja, jy moet kyk wat die Here regtig vra. Hy glo voorts afgevaardigdes kon met rustigheid aan die synode huis toe gaan, met die wete dat die NG Kerk Vrystaat ongelooflike werk in die samelewing doen. Dit gaan eintlik ongelooflik goed ten opsigte van die werk van die synode. Weideman is getroud met Edith, 'n onderwyseres. Die egpaar het 2 volwasse kinders, Rodien Strydom, apteker in Pretoria, en Henko Weideman, 'n onderwyser in Sasolburg. Ja, wel, mense sien verskillend wat daar gebeur, en verskillende persepsies en verskillende dinge. Ons hoop maar, dit gaan beter daar. Dit is nog een, Kerk en hofbevel oor of halwe aanhaling. Sedgefielder vra synode om duidelikheid. En dis deur Nico Basson. Nou daardie Nico Basson, hy is die hoofouderling van die Sedgefield Karatra gemeente, en dit is die gemeente van daardie dominee Marius Coetzee. En laas keer het die actuarius van die Wes-Kaap Synode mos so verklarings gemaak, 3, en toe vra hy, waar is die res nog? Jy sien, baie vaag, né? Baie vaag, waar is die res? Nou vra hy nog, weer eens, waar is van die dinge daar? Soos hy vra die vraag wat jy nou wou vra daar, so vra hy nou in sy skrywe daar. Nou gaan het sê hierso, Nico Basson van Sedgefield skryf, die actuaris van die Wes-Kaapse Synode se amptelike verklaring oor die hofbevindinge op 2 Junie 2026, as ook persverklaring, Knysna-Plate Herald, 11 Junie 2026 het betrekking. Volgens die berig in Knysna-Plate Herald word weer eens aangedui dat die hof gelas het dat die klag van skeermakery teen Dominee Coetzee de novo of opnuut deur 'n saamgestelde rigtigliggaam ondersoek en aangehoor moet word. Lesers het egter daarop gewys dat die hofbevel ook bepaal die formele tugverhoor slegs gehou moet word if warranted. En dan gee vir ons nou 5 punte
Eerstens, erken u dat die woord if warranted deel vorm van die hofbevel en indien wel, hoe interpreteer u die betekenis daarvan binne die huidige proses? 'n Prokureursbrief wat daarna uitgereik is, haal die hofbevel soos volgaan. The matter is remitted to a new disciplinary body, the ringtugsliggaam of the Dutch Reformed Church, to be convened and constituted in accordance with the church order and regulations for the de novo investigation of the complaints submitted in respect of the applicant and, if warranted, to hold a formal disciplinary hearing. Dan tweedens, stem jy saam dat die frase if warranted impliseer dat 'n formele tugverhoor slegs behoort plaas te vind indien die omstandighede, bewyse of redes dit regverdig. Dan derde punt, is dit die standpunt dat die nuwe ringtugsliggaam eers die klagtes op meriete ondersoek voordat daar besluit word of 'n formele tugsverhoor geregverdig is. Jy sien, en mag hulle dit ondersoek. Ja, Vierde punt, het u of enige van die persone wat die oorspronklike klagtes teen Dominee Marius Coetzee aanhang gemaak het, steeds enige rol in die huidige proses? Baie belangrike punt. En dan laastens, het u enige verdere kommentaar oor die interpretasie van die hofbevel of huidige stand van die saak? Ons sal die kommentaar waardeer ten einde enige verdere onduidelikhede uit die weg te ruim. Vertrou om spoedig van u te hoor. So ons nou wag maar na en kyk as hulle nou gaan antwoord. Ja, ek's baie bly, hy het geskryf, is baie noodsaaklik dat hy skryf as hoofoudering van die gemeente daar, om verdere duidelikheid te kry, want daar die hofuitspraak was baie interessant en baie pertinent en tot die punt, en daar's nog eintlik niks gedoen nie, mens weet nie wat aangaan nie, en hierdie arme Dominee Marius, die hof het hom nou sy amptsbevoegde, dat is Dominee teruggegee, maar nog nie die NG Kerk nie. So nou sit hy tussen die boom en die bas. Dis nou baie mooi, maar hy kan daarom nou gaan preek in sy gemeente, en sê die regter het gesê, ek mag nou. Hy het opgehou preek vir 13 maande, het hy nie gepreek nie, tydens die hofsaak teen hom, daar is so, maar soos, waar is die duidelikheid? Ja, ek wens wat duidelikheid gee nou daar. Alle sterkte vir daardie mense. Wel om nou te gaan na 'n heel ander onderwerp toe nou, en nou toe ek hierdie berig lees, toe tref het my taamlik, en toe wonder ek oor jou. Oor my? Ja, oor jou. Trek jy streepies, as jy man wat streepies trek? Dit hang af in watse opsig, oom. Dit hang af, ja, jy kan streepies trek, kan verskillende dinge beteken vir verskillende mense. Ja. Nou kyk, daardie regter het baie duidelik streepies getrek daar so, en Jy kan streep trek, en wat beteken, dit is 'n baie spesifieke lyn wat nie oor mag gaan nie. Hierdie is die streep, is nou, dit is dit. Dis, ja. Jy weet, so jy kan baie duidelik 'n grens stel. Maar so dit hang af wat jy bedoel. Trek jy streepies op jou seentjie se boude, of nog nie, hy is nog 'n bietjie klein. Nee, hulle is nooit te klein nie, oom. Jy moet leer van kleins af. Nee, daar's baie streepies getrek op my boude, toe ek jonger was, maar in elk geval daar. Maar hierdie ene is nou, en die opskrif is so, daar is opskrif, sy streepie is getrek, maar, aanhalingstekens, ja, maar. En die opskrif daar is vrae oor smaakmaker, nie staatmaker nie, smaakmaker se skietdood. En nou praat het hierso, Tinus Olofse, 42 jaar oud, 'n ketelmaker van Emashleni, word al beskuldig dat hy spies die middag aan die parkeerterrein naby die Henny skeideplek in Emashleni doodgeskiet het. Dit was nadat Olofse se voertuig na bewering gestamp het teen die voertuig van Romardo Spies, Ricardo se broer. Romardo, 22, se voertuig het in die parkeerterrein gestaan, terwyl die broers en Hennies gekuier het. Olofse het in 'n stadium na bewering 'n wapen uitgepluk en Spies in die gesig geskiet. Kan jy dit glo? Baie ernstig. Lizana en Spies se pa Jaco is kort nadat hulle ontvang het na die toneel. Die polisie en ambulans was reeds daar. Ons glo sy streepie is getrek, maar ons worstel met die vraag hoekom dit moes gebeur, het Lizana gister
gesê. En die Zana is sy ma. So sy dink blykbaar dat God het sy streepie getrek. Nou ek weet nie wat is haar konsep van God nie. God is nou 'n man daarbo wat sy streepies trek dag en nag. Hier is jou streepie, daar is jou streepie, daar is jou streepie. Sure. En my vraag is hierdie streepie getrek deur God, of is dit getrek deur Tinus, die ketelmaker, die streepie getrek op Ricardo Spies, dat hy dood is daar. Wie trek streepies eintlik? Maar dit is 'n baie belangrike vraag, want soos wat ek nou gesê het, dit kom alles terug oor wat is die prentjie wat ons het van God. Ja, En dit gaan vir ons antwoorde gee op vrae wat ons het. So sy sê, of hulle sê nou daar dat hulle verstaan nie hoekom nie. Nee, hoekom moes God dit nou doen? En hy is nog jonk. Hoe oud is hy? 22? is dit God? Ja. Nee, Is so, dit God wat dit gedoen het? so die vraag Wie het dit gedoen? het God dit werklik, soos wat hom nou sê, is dit wat God doen? Trek hy streppies? 'n streepie trek. Vir miljoene, biljoene mense elke dag? Streepies trek. Dit is... Miskien het hy 'n komputer wat hom help streepies So, trek. en die ding is, so wanneer jy praat met sekere Christene, dan sal hulle dit gebruik. Ja. En as hulle sekere tekste uit die Bybel uit gaan haal en sê, maar sien, God het hierso gesê, hy het bepaal hier en hy doen daar en so voort. Nou, God ken die toekoms. Maar hy het vir ons vrye wil gegee. Verstaan? En as gevolg daarvan, lewe ons in 'n sonnige wêreld, waar mense verkeerde dinge doen, as gevolg van vrye wil. Verstaan? So ek kan die keuse maak om selfmoord te pleeg. Ja. Dit beteken nie, God het 'n streepie getrek, en hy het nou, omdat hy nou streepie Jy kan getrek self het, streepies trek, as dit is maar wat verstaan, streepies die trek. punt wat ek probeer maak, is dat, as jy glo dat God het nou bepaal dat ek vandag moet dood, en ek pleeg selfmoord, is dit eintlik, God het dit bewerk. Hy het dit bewerkstellig. Hy het gemaak dat ek moet selfmoord pleeg. ja. En jy kan nie so redeneer nie. So dit is eintlik baie hartseer dat mense daai tipe prentjie het van Ja, ek wonder of hierdie ketelmaker nou in die hof gaan staan en sê, ja, maar God het sy streepie getrek. Ek sê ek nie, ek was maar net daar so. Ja, hy het my gebruik. Dis deur God bepaal dat hy moes dood en sy streepie is getrek. Nou die ding is, mense probeer, dis amper soos wat ons laasweek gekyk het, né? Wat ek gesê het, mense kyk nou na al die immigrante wat inkom, en hulle probeer dit te gebruik om te verduidelik hoekom hulle in die situasies waar hulle is. Ja. So, hier is dieselfde geval, is dat jy het baie seer, en nou wil jy probeer te verduidelik oor hoekom dinge gebeur het. Verstaan? En ek dink baie keer probeer mense dit te gebruik as 'n troos, dat God het dit bewerkstellig. God het besluit. Nee? Dit gee tipe van 'n troos. Maar jy verstaan ons het sê hoekom nie. Ja. En maar jy kan nie net, jy weet, dit gebruik as 'n troos nie, want dit is nie die waarheid nie. Ja. Verstaan, en dit is wat problematies is. Ai. So, né? hier is nou een wat net so erg is oom. Ja. Ouma Grootjie is skuldig aan moord. Oh. Sê Sobeinskloof daad was bedink, sê hof. Die ouma Grootjie het in November 2021 met haar 3 agterkleinkinders in haar motor op die Beinskloofpas oor 'n afgrond gery. Sy het later in die hof oor die noodlottige dag getuig dat sy 'n einde aan alles wou maak. Sy het Caleb, Gradwell en Joshua in haar motor gelaai en in die pas oor die afgrond gery in die hoop dat hulle almal van hulle swaar kry verlos sou word. Die kinders het in moeilike maatskaplike omstandighede geleef. Kan jy dit glo? Soos, Dat jy so iets sal doen? nou wie het nou daai streepies getrek? Was dit God daarbo wat sy self die streepies getrek? Wie trek streepies? Het sê hierso, lydens haar getuienis het de Villiers gedog, sy doen die regte ding, toe sy die afgrond afry. Die realisering het gekom, toe sy aan die voet van die kloof wakker word en dink, ons gaan nou na liewe Jesus en niemand sal weer seermaak of pla nie. Lei die Landros se uitspraak. En dit is wat gebeur, né? Wanneer jy die verkeerde prentjie het van God, en nie glo wat die Bybel vir ons leer nie. Want hierdie is nie 'n Bybelse leer nie, dat wanneer ek doodgaan, gaan ek direk hemel toe nie. Baie mense dink, En dit is- ek daar, jy kyk deur al die kindertjies is in die hemel, Ja. en as jy daardie begrip het, en jy het moeilikheid hierso, hoekom het jy lewe, beëindig jou lewe, dan gaan jy onmiddellik hemel toe, Ja, soos en dis wat sy probleem- dink daarso. Dis problematies. Ons het, dit was 'n hele rukkie terug wat ons gehad het, ek dink dit was met Billy Graham of sy seun, wat 'n oproep
gekry het van 'n vrou wat ook gevra het, spesifiek, as ek en my kinders doodgaan, gaan ons hemel toe. En hy het, ja. En sy het haar kinders gaan doodmaak. Ja. Verstaan jy, so, dis baie skrikwekkend. Jy weet, Baie. Dit is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Baie sleg, ja. Hier staan nog 'n berig hierso, kyk eens nou. Vrou sê, ek sien toe hoe my man sterf. Slagoffer getref toe bus en motors bots. So. Nou sê hy hierso, sy het hom dopgehou waar hy by die bushalte wag. Toe 'n bus teen 'n hoë spoed aangery kom, probeer uitswaai vir 'n ongeluk wat pas gebeur het en 'n ligte vragmotor tref. Die voertuig het in die lug opgeskiet en toe is haar man weg. Ja. Nou wie het hierso strippies getrek? Ons moet maar nie te veel daarop praat nie. Wat het jy nou daar verder? Jong, ek wil gou 'n teksvers lees hierso. Ja. En dit kom met die laaste boek van die Bybel uit. En dit is Openbaring 21, Ja. vers 4, wat sê, en hierso Ja. is 'n streep wat God trek. Nee? Want hy bring 'n einde, en dit sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. So God gaan 'n einde bring aan dood. 'n finale 'n streep trek. finale streep trek. Maar hy trek nie nou 'n klomp streepies Maar hy tussen trek nie. strippies vir ons elkeen, okay, dis nou jou tyd om dood en nou is dit jou tyd en dit is nie wie God is nie. En dan sê ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het verby gegaan. En so daar gaan 'n tyd kom en God gaan 'n streep trek, sê dit is nou die einde. Almal het hulle kans gehad, almal het hulle keuses gemaak, maar tot vandag het ons nog die keuses om te maak. Ons het nog vrye wil. En dis 'n voorreg, maar dit is ook 'n verantwoordelikheid wat ons het. En maar dit is nie God wat dit doen nie. Hier is nou nog een baie hartseer. Gaan haal haar Jalinka dat ons haar huis toe vat na taxislag. Ja. Die polisie in Kariga ondersoek 'n saak van strafbare manslag nadat 'n 13-jarige meisie deur die minibus taxi raak gery is. Jalinka is in haar pa se arms dood. Baie hartseer. Nou die taxi drywer vir die streepies getrek of wie trek streepies? Ek was nou so 'n klompie dae terug was ek by begrafnis gewees. Ja. En die persoon wie se ma wat oorlede is, het daarvoor gepraat en baie mooi gestel dat dood was nooit God se plan nie. Ja. En die dood kom nie van God af nie. Dis die vyand wat dood veroorsaak. Want so ons gee baie keer God die skuld of ons sê dit kom van God af, maar God veroorsaak nie die dood nie. Hy is nie die een wat verstaan. God neem lewe, dit is waar, ons kan sien dit in die Bybel. Maar dit is baie hartseer wanneer mense dit glo. En ons sien dit is nie God wat hierdie dogtertjie 13 jaar oud. Dit is nie God wat haar streepie getrek het nie, oom. Dit is iemand wat 'n dom besluit gemaak het en dis as gevolg daarvan dat sy oorlede is. Jy weet, ek het eendag 'n boek gekoop, hierdie boek. Basiese Bybelstudies en hy het hierso Bybelstudies, hy het net vra en dan gee 'n Bybelteks, 'n vrae en 'n Bybelteks oor al hierdie tipe dinge. En ek het regtig baie geleer en insig gekry oor al hierdie dinge, onder andere oor streepies trek. En hierdie boek wil ek vir kykers sê is te koop hierso by Homebase. Jy kan ons net kontak en 'n kopie koop, dis baie redelik die prys, R50 'n kopie hierso so. En jy kry dit maar en dis in Engels ook beskikbaar. Also available in English to English speaking viewers there. Regtig jy moet wêreld mens bietjie jou persepsies en verdiep van wat die Bybel eintlik daarso so sê. Ja. Nou is hier so 'n brug wat my of dit na in my hart is of regtig vir my sorgwekkend is, maar dit is 'n onderwerp wat my regtig baie waar ek baie besorgd is daarso. En dit sê so, doctor warns against energy drinks for children after learner's death. Sure. En nou sê hy so, a medical practitioner has warned against the consumption of energy drinks by children and teenagers following the death of a 13-year-old pupil from KwaMashu. Dr. Nokisanithi Shabalala told the Cape Town sister paper
Isolescu that energy drinks are not recommended for anyone under the age of 18 because of the high caffeine and sugar content and the potential health risks associated with them. The warning follows the death of Mapilo Siamthanda Seswi, a grade 7 pupil at Zamakulsile Primary School in Durban's KwaMashu D section. The teenager reportedly collapsed and died after consuming a 300 milliliter bottle of Reboost energy drink purchased from a local shop. According to information relayed to the family by friends, Mapilo had allegedly consumed another energy drink earlier the same day. Ja. Shabalala said that many energy drinks contain excessive amounts of caffeine and sugar, with some products carrying caffeine levels well above what is considered advisable for young people. He said excessive caffeine intake can place significant strain on the cardiovascular system and may lead to serious health complications. Shabalala also noted that some energy drinks contain the equivalent of between 15 to 20 teaspoons of sugar per serving, far exceeding recommended daily intake levels. According to the doctor, excessive caffeine consumption may cause a rapid heartbeat, elevated blood pressure, irregular heart rhythms, dizziness, fainting, and loss of consciousness. In severe cases, it could result in cardiovascular complications requiring urgent medical attention. He added that regular consumption of energy drinks may contribute to anxiety, panic attacks, sleep disturbances, behavioral problems, and chronic fatigue. Shabalala said inadequate sleep linked to energy drink consumption could negatively affect a child's concentration, mood, development, and academic performance. Ja, dit is skrikwekkend hoor. Jy weet wat my skrikwekkend is, ek het 'n man wat my gewerk het, baie goeie ambagsman, Fraser. Hy was hier so in sy 40's gewees. En die oggend kom die vrou uit daarso en sy sien hy lê in die tuin daar, was seker so 7 se kant gewees. Lê daar, mos dood. Nee. Hy het net die plante nat gemaak en toe sy dood daar. En persoonlik vermoed ek dat omdat hierdie energy drinks wat hy gedrink het daar, want hy was redelik daarvan, want dit maak mens wakker, laat jy lekker voel en alles te. Ja. Maar hierdie geweldige byling is 'n groot las op jou hart. Jy partykeer onderliggende redes wat jy nie van weet nie. Ja. En soos die dat ek so besorgdheid het oor hierdie energy drinks. Ek het 'n vriend gehad wat hy het so energy drinks gedrink voor hy gaan gym. Ja. En dan letterlik nog op pad gym toe, dan is sy hartrate, sy hartklop is so hoog, né? Dis is 160. Ja. Jy weet, waar jou normale, jou resting heart rate is normaal soos, jy weet, onder 60. En dan het hy nog eers begin oefen nie. Ja. So dit is baie sleg. En mense moet dit weet. Baie mense besef het nie. Maar besef het nie. As jy wakker moet bly, drink dan 'n koppie koffie of 2 of 'n Coke of 2, dit is nie goed nie, maar dit is nie so dodelik soos daardie energy drinks wat 10 keer erger is wat jou letterlik jou dood kan veroorsaak. Wat interessant is, is dat ek het 'n potgooi geluister van 'n baie beroemde kenner en spesifiek met slaap. En so hy's 'n wetenskaplike en hy spesialiseer in slaap en hy sê dat enige kafeïen, al is dit bietjie, kafeïen wat jy inkry na 12 uur in die middag, het 'n direkte invloed op jou slaap die aand. En wat dit maak is, dit doen dieselfde as wat alkohol en dwelms doen, soos byvoorbeeld selfs dagga. So baie mense sal 'n glas wyn drink of bietjie dagga rook en dan sê hulle slaap so lekker na die tyd, né? Maar die probleem is dat dit help jou om aan die slaap te raak, maar wanneer jy slaap, gaan jy nooit in remslaap in. En jou remslaap is wanneer jou liggaam herstel. So hulle liggaam kom nooit in 'n staat waar hy kan herstel. Dit is 'n baie oppervlakkige vlak van slaap. So jy het jou ligte slaap en dan jy gaan in diep slaap in, maar jy gaan nooit in jou remslaap in. En dis wat baie belangrik is.
En so kafeïne het 'n groot invloed en ek dink die mense besef dit. Hulle meeste besef dit nie. Sjoe. Baie erg. Oi. Oom, die tyd hardloop alweer uit. Alweer. Nou ja. So. Okay, kykers, het nou gehoor, asseblief, ek het regtig persoonlik 'n baie groot las oor hierdie energy drinks. Nee? Bly totaal weg daarvan en sê vir mense daarvan, nee? As jy deur die nag moet ry of so iets, drink 'n koffie of wat ook al wat klaar stimulant is, maar nie hierdie totaal oorstimulering. Dit is baie erg. Ek het baie weg, ja. Persoon of twee wat ek ken wat baie keer hulle sal 'n Red Bull drink of weet 'n energy drink in die nag as hulle nou moet gaan ry. Ja. Nou wat ek doen is ek moes ook al 'n paar keer deur die nagte gery het en goed, en wat ek doen is ek het 'n paar droëvrugte met my. Want wanneer jy eet, hou jy ook dit hou jou ook wakker. Ja. So 'n paar droëvrugte wat ek net so nou en dan 'n bietjie en dan is ek fine. So dit werk ook. Daar's nog 'n goedkoper en beter manier ook. Ja. Wat ook al gewerk, wat dit werk baie goed, ja, daar's net as jy die nag of ver moet ry, dan pak jy jou vrou in langs jou, en jou vrou sit daar en sy check jy op daar, dat jy wakker bly, waar jy ry en pas op, jy ry te vinnig, en daar kom 'n kar aan, en so dit draai, so dis 'n baie goedkoop, 'n beter manier, as om nou energy drinks, maar dit miskien 'n beter manier, weet nie van goedkoper, ja. Wel, jy hoef nie te koop nie, jy hoef nie die drinks te koop nie. Nou ja, okay, kykers, op daardie noot sê ons totsiens. Totsiens.